ek nie sal buig, elke mond getuig, dat Baie welkom by Evita Day Bybelstudies, Evangelie van Johannes, hoofstuk 16 en ons begin vandag met vers 8. Jesus se verduideliking van die bediening van die Heilige Gees. Wat ek nou net wil hê, jy weer vinnig na moet kyk, is as jy jou Bybel oop het voor jou, of dalk op jou foon of so, kyk gou, Johannes 14, vers 26. Sien jy wat daar staan? Kyk gou na Johannes 14 vers 26. Ek gaan gou my Bybel terugblaai soontoe, dat ek ook daar uitkom. Johannes 14 vers 26 sê, maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle aan alles herinner. Nou, let net op, daar is nie 'n punt daar nie. Daar staan nie, die Heilige Gees sal julle alles leer nie. Nee, kyk, sien jy dit? Daar staan ook nie, hy sal julle aan alles herinner nie. Sien wat daar staan nie? Daar staan, hy sal julle alles leer en aan julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Dis nie wil jy alles weet? Jy moet die Heilige Gees kry. Hy gaan jou alles leer nie. Nee, dit is, hy gaan julle alles leer wat ek vir julle gesê het. En jy gaan nou sien, en dis hoekom ek nou so wil hê, jy moet die teks sien dan, raak sien. Dit het te doen met die fokus van die Heilige Gees. Die fokus van die Heilige Gees is die openbaring van Jesus Christus. En dis vers 26 van hoofstuk 14. As jy een hoofstuk aanbly, jy gaan na hoofstuk 15, toevallig ook vers 26, dan lees jy die volgende. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Daar is die bevestiging, nou weer. 14:26 gaan julle alles leer, alles herinner wat ek vir julle gesê het. 15 vers 26 sê, hy sal van my getuig. Die fokus van die Heilige Gees is so belangrik, en die feit dat Jesus, die Heilige Gees, hier die Gees van die waarheid noem. Nou gegewe hierdie gesprek wat ons nou hiermee te doen het in hoofstuk, waar is ons nou 15 vers 26, het begin in hoofstuk 13. En die gesprek met dieselfde groepie mense, sy disippels, selfde spreker, Jesus, praat van hoofstuk 13 tot hoofstuk 17 in een aand, 5 hoofstukke. So baie belangrike gesprek. In hierdie een aand, selfde spreker, selfde mense, selfde gesprek, praat Jesus van die waarheid. En hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So Jesus identifiseer waarheid nie as iets nie, maar as 'n iemand. En in die konteks van Jesus se verduideliking wat waarheid is, kyk ons na 15 vers 26, want dis dieselfde gesprek, selfde spreker, selfde groep mense, selfde aand. En hier noem hy die Heilige Gees, die Gees van die waarheid. Nou in die konteks van hierdie gesprek, wat is die waarheid? Of meer akkuraat, wie is die waarheid? Die Heilige Gees se fokus is 100% die persoon en bediening van Jesus Christus. Daarom word die Heilige Gees ook genoem, binne daardie konteks, die Gees van die waarheid, want hy getuig van die waarheid. Jesus is die waarheid. Hy sal julle alles leer en alles herinner wat ek vir julle gesê het. Hy sal van my getuig, sê Jesus. Dis wat hy doen. Jesus is nie 'n voetnota in die Heilige Gees se bediening nie. En ek dink, dit was vir my 'n baie groot antwoord in my eie lewe. Omdat oor jare het ek 'n idee van die Heilige Gees ontwikkel in die praktyk, vandat ek nou 'n klein seentjie was. Soos wat ek nou
saam met my ma en pa na kerke toe gaan, en later nou selfs alleen, jy het 'n idee, die bandjies wat ons geluister het en so aan, begin jy vorm 'n idee van wie die Heilige Gees is en hoe hy werk. En alles wat jy daarna lees jy dan uit die bril van jou idee. Hier kom Jesus en hy haal my bril af. Nee, hy haal my bril af en sê vir my, kom ek vertel jou, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees fokus 100% op my, niks anders nie. Nou dit was net uit 2 verse, dis Johannes 14:26 en 15:26. Waar ons egter nou wil lees, is 16 vers 8. Nou in die vorige opnames, het ons die eerste 8 versies van hoofstuk 16 gedoen, en die eerste 8 versies het te doen met krisis. Die feit dat die gelowiges vervolg sal word. Die feit dat Jesus doodgemaak gaan word. Nee, die krisis daarvan. Jesus se woorde, so dikwels as wat hulle julle doodmaak, sal hulle dink dat hulle diens aan God bewys. So hier, dit is die prelude, die inleiding tot Jesus se volledige verduideliking van die persoon en bediening van die Heilige Gees. Hoofstuk 14, 1 versie, net vlugtig verwys na die Heilige Gees. Hoofstuk 15, 1 versie, vlugtig verwys na die Heilige Gees. Hoofstuk 16, nou 'n meer behoorlike hantering van die bediening van die Heilige Gees, om vir die disippels te sê, ek los julle nie alleen en aan julle self oorgelaat nie. So kom ons kyk wat hier staan. Nou as jy die IFJJ al gedoen het, dan ken jy hierdie materiaal nou redelik goed, of as jy die woordskool se bedieninge nou vir 'n geruime tyd volg, dan het jy ook al in die verlede hiermee te doen gehad vanuit die woordskool. Ons gaan dit nou weer doen, maar vanuit ons Johannes Bybelstudie. Reg? Hierdie is belangrik. So, voordat ons lees van vers 8 tot 14, want dis vers 8 tot 14 wat hierdie belangrike verduideliking van Jesus rakende die Heilige Gees bevat, wil ek net vinnig vir jou wys. Ek gaan dit net vir jou uitwys, en dan gaan ons die teks lees. Paar goedjies waarvoor jy moet uitkyk. 1 is, die Heilige Gees bedien 2 groepe mense. So die eerste groep mense maak ons mee kennis in vers 8. Dis waar Jesus sê, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig. Nou Johannes se gebruik van die woorde die wêreld is baie eie aan Johannes in sy evangelie, want die betekenis wat hy aan die wêreld koppel, wanneer hy daardie woord gebruik, is om te sê, die deel van die mensdom wat die gesag van Christus weerstaan. Met ander woorde, die vyande van God, die wêreld. Nee, ons is nie meer van die wêreld nie, of Jesus sal sê, julle is van benede, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. As Jesus met die fariseërs praat, nee, baie kundige gebruik daarvan. Hy het, want so lief, op hierdie manier het God die wêreld lief gehad. Dan daai woord die wêreld beteken die vyande van God. Dit is 'n baie spesifieke betekenis. So, daar's die eerste groep wat Jesus identifiseer, wat deur die Heilige Gees bedien sal word. Die wêreld. Die tweede groep kry ons in vers 13. Tweede groep, dis waar Jesus sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle, dis die tweede groep, die julle, so ons het die wêreld, groep 1, julle, groep 2. Jesus praat met sy disippels, hulle is verbind aan hom. Nee, hulle is nie meer deel van die wêreld nie. Hulle is verbind aan Christus en onderdanig aan sy gesag. Dis 'n totale ander groep mense. God deel nie die wêreld op in godsdienstiges en ongodsdienstiges nie. Hy deel nie die wêreld op in wit en swart, Engels, Afrikaans of kulture nie. God deel die wêreld op slegs in 2 groepe. Die wat die gesag van Jesus weerstaan en die
wat daaraan onderdanig is. Dis die indeling. Geen van ons indelingkies, nee, ons etikette wat ons so dikwels gebruik, word deur God gebruik of geag nie. Net daardie twee. Die wat die gesag van die Seun weerstaan en die wat daaraan onderdanig is. Goed, so dis die eerste ding wat ek vir jou wou uitwys, nee, is die Heilige Gees bedien twee groepe mense. Tweede ding wat ek net vinnig vir jou wil wys is die woordjie in vers 8 wat in die ou vertaling staan oortuig, die woordjie oortuig, probeer nou vinnig dink, wat het die 83 vertaling het gesê, bewys, en ek reken ander vertalings, ook in die Engels mag dalk 'n ander nuance van daardie woord gebruik. Oortuig is vir my heeltemal goed, as 'n vertaling, kom ek sê net wat die woord beteken. So die Griekse woord wat Jesus hier gebruik is eintlik 'n tegniese woord. En dit het baie kosbare betekenis. Dit beteken, as jy nou 'n hofsaak, nee, 'n hofsaal sien, en jy sien die regter wat op die regbank sit, wat die uitspraak gaan gee. Reg voor hom staan die beskuldigde van misdade, en hy word verhoor, en dan sal daar oor hom 'n vonnis gespreek word. Vir die staat, die aanklaer hier reg by hom, die advokaat, in hierdie geval die Heilige Gees, nee, wat met hierdie beskuldigde werk op so 'n manier dat hy die beskuldigde bring by die plek waar die beskuldigde nie anders kan as om te erken dat hy skuldig is en dat hy die uitspraak verdien nie. So dit is die advokaat wat met die skuldigde werk in die teenwoordigheid van die regter. En hy werk met hom, sy vra en hoe hy dinge oop lê en so, om hom in 'n posisie te plaas waar hy kan nie anders nie, hy kan nie meer verskoningkies uitdink. Hy kan net sê, ek skuldig, daar's nou niks verder nie, al die bewyse, alles. Skuldig, verdien die uitspraak. Dis wat die woordjie oortuig beteken. Sê die Heilige Gees, oortuig die wêreld, werk met die wêreld, om die wêreld te bring by die plek waar hulle nie anders kan, as om te erken dat hulle skuldig is, en dat hulle die vonnis verdien nie. Dit is 'n baie belangrike plek, vir 'n persoon om by te kom. Want, voordat ek daar kom, het ek nie 'n verlosser nodig nie. As ek nie weet hoe verlore ek is nie, het ek nie 'n verlosser nodig nie. Ek het dit net nie nodig nie. Ek is my eie verlosser. So in my arrogansie en, jy weet, is ek fyn, ek is okay. Ek het miskien net so 'n bietjie hier 'n touch-up nodig en daar 'n touch-up, 'n renovation hier en 'n renovationkie daar, maar ek in geheel is ek eintlik maar heeltemal okay. Totdat ek sien ek is totaal en al verlore en totaal en al skuldig en ek verdien die oordeel van God oor my lewe. Dan wil ek weet wat moet ek doen om gered te word. En dan kom die evangelie baie reguit en duidelik na my toe. Nou, Jesus sê die Heilige Gees oortuig die wêreld van 3 dinge. Nou hierdie is belangrik. Kom ek sê eers. Dink jy, terwyl jy nou hierna kyk, na hierdie video, ek kan nou nie jou antwoord hoor nie so, maar maak asof dit 'n 2 gesprek is. Asof dit 'n video call is. Sê, okay, dink jy, Jesus weet waarvan hy praat? Dink jy, Jesus weet wat hy verduidelik? Nou dit klink so na 'n simpel vraag, nee. Tuurlik weet jy. Nee, wag net. Wag. Dis 'n baie belangrike vraag. Dit lyk sommer so eenvoudig en so, maar dit is nie. Dis eintlik baie belangrik. Jy sien, die autoriteit op die Heilige Gees is nie jou plaaslike prediker nie.
of YouTube prediker of 'n boek wat jy lees nie. Geen mens is 'n autoriteit op die Heilige Gees nie. Geen kerkgenootskap, nie die Pinkster ouens of die charismatiese ouens of wat se ander ouens ook al, is die autoriteite op die Heilige Gees nie. Geen prediker, niemand, geen persoon, geen organisasie, geen groep mense nie. Die autoriteit op die persoon en bediening van die Heilige Gees is die beeld van die onsienlike God, Jesus self. Hy is die enigste een wat die Vader kan openbaar, en hy is die enigste een wat die Heilige Gees kan openbaar in volheid en in waarheid. Hy is die beeld van die onsienlike God, die sienlike van die onsienlike, die sigbare van die onsigbare. Jesus weet waarvan hy praat. In die hart van die saak weet hy waarvan hy praat. Hy verduidelik die bediening van die Heilige Gees. Nou, net by voorbaat, ek wil net sê, dis 'n manier om onsself te kalibreer. Ek wil jou net wys. As dit wat ek hoor, Jesus sê, anders is, as dit wat my gunsteling YouTube prediker sê, of wat my gemeente sê, of wat my pastoor sê, of my dominee sê, of wat ek nou in 'n boek gelees het van een of ander ou wat ek nou baie van hou. As dit wat Jesus sê anders is as wat hulle sê, doen jouself 'n guns. Moenie daardie mense bo Jesus stel nie. Hulle is nie die autoriteit op die Heilige Gees nie, Jesus is. Dis nie Jesus se taak om met hulle saam te stem nie. Maak nie saak wat hulle sê nie, en dit maak nie saak wat hulle argumente is nie. En die mense bokspring verskriklik. Ja, maar dit was nou voor die opstanding gesê, en dit het verander na die opstanding. Wil jy dit reguit hoor? Nonsens. Absoluut nonsens. Absoluut. Platvloers. Reguit. Moenie Jesus ondergeskik stel aan mense se opinies nie. Jesus pas nie by ons in nie. Dis nie sy taak om met ons saam te stem nie. Dis ons taak om met hom saam te stem. Hy weet waarvan hy praat. So, moenie dit ligtelik vat nie. Is Jesus wie hy gesê het hy is? Is hy die Alfa en die Omega? Nou ja, as hy is. Moet jy versigtig luister na wat hy sê, hy weet waarvan hy praat. As die Vader sê, dis my geliefde seun, 'n week welbaait, luister na hom. Sê een nou vir my nou die dag, ja, maar dit beteken net, hoor hom, nie wees hom onderdanig nie. Dink ek, dis is die snaakste uitspraak wat ek iemand nog ooit hoor sê het. So as jy nou vir jou kind sê, jy moet luister vir juffrou, dan bedoel jy nie, wees gehoorsaam aan juffrou nie. Beteken net, hoor net wat sy sê, en doen verder jou eie ding, en dan sê jy, okay. Nee, natuurlijk nie. Die nonsens wat ons kan kwytraak as dit gaan oor die persoon en bediening gesag van Jesus, net om onder dit uit te kom, net so dat ons nie daar hoef te wees nie, is net skreiend. So, met dit nou gesê, rede voor. Hoor wat sê Jesus is die oortuiging van die Heilige Gees. Hy sê, die Heilige Gees oortuig die wêreld van 3 dinge. 1. Sonde. 2. Geregtigheid. 3. Oordeel. Nou, Jesus, gelukkig verduidelik dit. Wat dit beteken. Wat beteken dit as hy sê sonde? Wat beteken dit as hy sê geregtigheid? En wat beteken dit as hy sê oordeel? Wat ek wil hê, jy moet sien, wat nie daar staan nie. Daar staan nie, die Heilige Gees oortuig die wêreld van liefde, genade en die Vaderhart van God nie. Nou, weet ek sê moes nou die goed as prins,
Dit kan jou nou gestampe daai. Weet jy kan jou nou stamp en voel 'n ou nou half jy met jou tee sit nou. Want hoe kan jy nou, hoekom sê jy nou sulke sinnelose goeters? Ek sê dit net want is waar. Hy het nie gesê, die Heilige Gees oortuig die wêreld van liefde, genade en die Vaderhart van God nie. Hy het gesê, sonde, geregtigheid en oordeel. Ons het die evangelie so verander, daar's nie 'n manier hoe ons saam met die Heilige Gees kan bedien nie. Die Heilige Gees het sy eie bediening teenoor die wêreld en ons het 'n heeltemal ander bediening. Ons verander die inhoud van die evangelie en haal so ver moontlik die aanstootsfaktor uit. Ja, maar shame, die beskuldigde gaan sleg voel as ons hom nou, jy weet, as die Heilige Gees hom nou druk en oortuig dat hy is skuldig aan die misdade. Ja, hy gaan nou sleg voel en onder veroordeling wees en ja, dit kan nie Bybels wees nie. So, met ander woorde, die Heilige Gees weet nie wat hy doen nie, Jesus weet nie wat hy sê nie, maar ons is die autoriteite oor hoe dinge moet gebeur. Een van die groot redes is ons het maar meestal kerkbou in gedagte, nie die koninkryk van God nie. So sê die goed wat die meeste mense sal trek, moenie goed sê wat mense sal afstoot nie, want my hoogste prioriteit is om 'n groot kerk te bou. Nou, hierdie goed is mos nou, jy kan mos nou dink, as jy nou met die goed lol, dan lol jy sal nou ons kwaad maak, jy druk nou jou vinger in hulle oor, nou, hulle hou nie daarvan nie, maar ek wens ek was net as Prins. Die ergste is, dis waar. Dis waar. Dit is so. So hy oortuig die wêreld van sonde, die Heilige Gees, die Gees van God se heiligheid, die Gees van die waarheid, wanneer hy met die wêreld praat, oortuig hulle van sonde. Van sonde, wat se sonde? Dan sê Jesus van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En om in Jesus te glo, beteken om aan hom onderdanig te wees. Daar is nie 'n ander definisie van glo. Dis nie soos 'n glo in die tandmuis nie. Jy moet net sê, daar is 'n tandmuis, dan is daar ene nie. Nee, dis hoe ons geloof gemaak het vandag. Jy moet net kognitief sê, jy glo aan iets. Dan is dit goed genoeg, dan is dit so. Nee, dis Hollywood ook wat sê, just believe. Believe in what? Doesn't matter, just believe. Nee, dit is 'n totale abstrakte begrip wat niks beteken nie. Nie in die skrif nie. In die Bybel het die woordjie geloof 'n baie definitiewe betekenis. Om in Christus Jesus te glo, nie aan hom te glo nie. In hom te glo beteken om aan hom onderdanig te wees. Daar is nie 'n ander definisie daarvan nie. Die beskuldiging wat die Heilige Gees inbring teen die wêreld en hulle van oortuig, is dat hulle aan die gesag van Jesus nie onderdanig is nie. Glo nie in my nie. Is nie aan my onderdanig nie. Die wêreld het nie 'n probleem om te glo in die wonderwerke van Jesus nie, want jy weet, dis die gesag van Jesus wat die probleem is. Nie die wonderwerke, nie die seëninge nie. Niemand neem aanstoot as jy vir hulle sê, ek hoop jy word vreeslik geseën nie. Nee, ek bedoel, dit is 'n be blessed. Enige iemand kan dit sê. Niemand het 'n probleem met be blessed nie. Maak nie saak wie bless jou nie. The universe, Buddha, Allah, enige een van die 3 of 2 miljoen Hindoe gode, maak nie saak nie, Jesus miskien, of 'n hoër hand, of 'n force. It doesn't matter. Just be blessed, man. Just be blessed. Niemand het 'n probleem daarmee nie. 'n geweldige probleem met die gesag van Jesus. Die aansprake dat hy is wie hy sê hy is, en daarmee die Here van die heelal, en eis, en beveel, dat mense aan hom onderdanig is. Dis die evangelie. Die sonde is, nie meervoud nie sondes nie, sonde. Al die ander sondes is net die vrug van hierdie een sonde. Die feit dat ek my in die gesag van Jesus nie onderwerp nie. Nou sê baie ons, nee, sonde beteken om die merk te mis, want hulle het nou ergens in 'n Strong's Concordance, of so die woordjie hamartia,
nou gaan naslaan en toe sien hulle, maar daar staan toe mismaak en nou vat hulle daai definisietjie en hulle hardloop met hom tot wie weet waar. Nou sê hulle nee, al wat dit beteken is nie om in 'n verhouding, dit gaan oor liefde, dit gaan nie oor gesag nie, dit gaan oor liefde en oor verhouding. Nou dink ek, is am snaaks nie as 'n oue ding wil druk en dryf. Hoe het jy 'n verhouding met Jesus, maar jy is nie aan hom onderdanig nie? Jy rebelleer teen hom, maar jy het 'n lieflike verhouding met hom. In watter wêreld bestaan dit? Geen. Nou ja, nee, snaaks, ek sê enige ding. Kry net hopelik 'n argumentjie wat jou kan help om weg te kom van die gesag van Jesus. Van sonde moet hulle my nie glo nie. Van geregtigheid sê Jesus, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. So my Bybel is dit 'n bietjie omslagtig. So kom ek sê dit net, ek verduidelik dit net vinnig, nee, want ek kom nou agter ons tydloop uit. Omdat ek na my Vader gaan, is 'n spreekwoord wat Jesus gebruik om te sê, te praat van die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart. En in hierdie aksie, hierdie kruisiging, opstanding, soos Paulus dit dan baie duidelik beskryf, en die feit dat hy gaan sit het aan die regterhand van God in die hoogte, in die hemele, in die hoogste gesag, aan hom 'n naam gegee is bo elke naam, is die bevestiging dat hy is wie hy sê hy is. Dat hy opgewek is uit die dode nadat hy doodgemaak is en opgevaar het in die hoogte, gaan sit het, is aan hom gegee 'n naam wat bo elke naam is. Hy is wie hy sê hy is. Geregtigheid beteken twee goed. Een, dit beteken God se standaard van reg en verkeerd. Ek en jy het 'n standaard of standaarde van reg en verkeerd, en dit verskil van mens tot mens en familie tot familie en gesin tot gesin en volk tot volk, ras tot ras en kultuur tot kultuur. Maar ons standaarde van reg en verkeerd is nie bepalend nie, is nie wat belangrik is nie, is wat belangrik is God se standaard van reg en verkeerd. En ons kan baie goedjies regverdig wat God net absoluut glad nie duld nie. So dis baie belangrik om te verstaan wat is God se standaard van reg en verkeerd, want, en dit bring ons by die tweede betekenis van die woord geregtigheid, en dis om reg met God te staan. Jy kan nie reg met God staan en nie die standaard van reg en verkeerd nakom nie. Jy kan nie doen wat verkeerd is in die oë van God en nog steeds reg voor hom staan nie. Daar bestaan nie so iets nie, nêrens in die Bybel nie. Die ou wat dit probeer skuins indruk daar, hy het 'n aaklige taak, maar niks so aaklig soos wanneer hy voor God moet staan om verantwoording te doen vir sy misleidings nie. Nee, daar bestaan nie so iets nie. Nou sê Jesus, die Heilige Gees oortuig die wêreld van God se standaard van reg en verkeerd en wat dit beteken om reg voor God te staan, omdat Jesus opstaan uit die dode en na die Vader toe gaan. Dit beteken, Jesus is God se standaard van reg en verkeerd. God se standaard van reg en verkeerd is nie Moses en Elia nie, die wet en die profete nie. Die volle standaard van reg en verkeerd is Christus Jesus. Die autoriteit en gesag en woord van Christus Jesus is wat reg en verkeerd is. Is dit onderdanig aan Jesus, dan is dit reg. Is dit in weerspannigheid teen Jesus, dan is dit verkeerd. Rebelleer jy, verkeerd. Onderdanig, reg. Alles in onderdanigheid aan Jesus is reg. Alles in rebellie teen Jesus is verkeerd. Dus wat maak ek en jy met Jesus? Wat die groot vraag is. Wil jy weet of jy reg of verkeerd voor God staan? Wel, wat maak jy met Jesus? Dit sal vir jou sê, staan jy reg of verkeerd voor God? Geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan. Van sonde omdat julle my nie glo nie, van geregtigheid omdat ek die standaard van reg en verkeerd is. In die Heilige Gees se oortuiging van sonde staan Jesus sentraal. In die Heilige Gees se oortuiging van geregtigheid staan Jesus sentraal. Wil jy raai wie staan sentraal in die Heilige Gees oortuiging van oordeel? As jy geraai het Jesus, nou ja, dan is jy 100% reg. Kyk wat sê Jesus, hy sê van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geower is, die owerste van hierdie wêreld.
die vyande van God, het 'n baas. Hulle het 'n owerste wat oor hulle is. Paulus beskryf dit pragtig in Efesiërs 2 vers 1 tot 3, lieflik, hoe hy dit daar beskryf het, so 'n mooi prentjie wat jy kan sien as jy dit nou stadig lees. Hulle het 'n baas. Die mense wat teen God rebelleer het 'n baas. Die kinders van ongehoorsaamheid het 'n baas. Dit word genoem die owerste van hierdie wêreld en Jesus het hom geoordeel. Kolossense 2 vers 13, 14 en 15 sê Jesus het hom in die openbare uitgeklee en so hoor hom getriomfeer. Die regter van God is niemand anders dan nie as Jesus self. Sonde is om teen hom te rebelleer. Jesus is die standaard van reg en verkeerd. En Jesus is die een wat die owerste van hierdie wêreld geoordeel het, by implikasie, dat elkeen wat by die owerste van hierdie wêreld skaar, sal onder dieselfde oordeel as hy val. Die owerste van hierdie wêreld. In die Heilige Gees oortuiging van sonde staan Jesus sentraal. In die Heilige Gees oortuiging van geregtigheid staan Jesus sentraal. In die Heilige Gees oortuiging van oordeel staan Jesus sentraal. Nou tot hier, nee, ons gaan met die volgende video aan, maar tot hier wil ek hê onthou, Johannes 14:26, hy sal julle alles leer en alles herinner wat ek vir julle gesê het. Jesus staan sentraal. Johannes 15:26, die Gees van die waarheid sal hy julle in die hele waarheid lei, die waarheid bedoelende Jesus, en hy sal van my getuig. Die fokus van die bediening van die Heilige Gees is die Seun. In Johannes 16 vers 8 tot wat ons nou gekom. 11 staan Jesus sentraal. Die Heilige Gees se fokus is die Seun. As nog een groep mense oor, waarna ons moet kyk in Jesus se verduideliking, en dit is die disippels. Die Heilige Gees se bediening teenoor die wêreld het ons nou na gekyk, maar wat sal sy bediening wees teenoor die gelowiges? Ons doen dit in die volgende video. Elke knie sal buig, elke mond